31 Oktober 1517. Lang gelede. Dis hoe die meeste stories begin. Hierdie is nou nie 'n sprokie nie, hierdie is die werklikheid. 31 Oktober 1517 het Martin Luther 95 leerstellinge, goed wat hom gepla het vanuit die kerk waarin hy was. Dit was die Rooms-Katolieke kerk. Het hy teen die kerk se deure gaan vasslaan. Daar was 'n gedagte in sy kop en dit was 'n belewenis wat hy met God gehad het. Dit is hoe hy goed gesien het wat verander vanuit sy interpretasie van die Bybel. Die kerk het iets geleer en God het met hom 'n nuwe pad begin stap. En God het vir hom gewys, maar hier is 'n groter werklikheid waarop ons moet fokus. En ek het dit daar in die Duits geskryf. Ek weet nie wie van julle is Duits magtig nie, maar dit is geregverdigheid deur Glauben allein. Dit is geregverdigheid deur geloof alleen. Deur geloof alleen. En dit is wat Luther gemotiveer het om hierdie stellinge teen die kerk se deur te gaan vasslaan. Dit was nie van, ag nee, ek is nou ongelukkig en ek hou nie meer van dit nie, en ek hou nie meer van dit nie, en hy het dit gegaan en hy het gaan kla en hy het dit teen die deur opgesit. Dit was regtig hierdie diep geloof, belewenis wat hy met God gehad het, en hierdie verandering wat in sy gedagtes gekom het vanuit die interpretasie van die Bybel. En hy het gesê, regverdigheid deur geloof alleen. Maar hoekom het Luther dit gesê? Hoekom was dit vir hom so belangrik om hierdie punt by die kerk in te prent? Want die kerk was besig met ander dinge. Die kerk het gesê, as jy sonde doen, dit kan 'n groot sonde wees, maar as jy sonde doen en jy bring 'n sekere bedrag hier na die kerk toe, dan gaan die kerk vir jou 'n brief skryf, waarin hulle sê, maar ons vergewe jou hierdie sondes. Die aflaatstelsel. En dis waarteen Luther opgestaan het. Hy het gesê, maar word ons dan nou vrygespreek deur 'n brief wat die kerk skryf nadat ek 'n sekere bedrag betaal het om van my sonde ontslae te raak. En jy kan sien hoekom het Luther hierdie wroging in sy hart gehad, want iets is nie reg nie. Daai aflaatstelsel pas nie in God se woord in nie. En hy sê nee, ons moet hierna kyk, want regverdigheid kom deur geloof alleen. En dit was nie net vir sondes vir hierdie lewe nie. Dit was ook as iemand nou al gesterf het. Dan kan jy nog steeds 'n geldjie bring en dan kan hulle sondes, daar waar hulle wag, kan hulle sondes daar vergewe word en dan spring hulle, as daar genoeg geldjies betaal is, dan spring hulle in die hemel in. En Luther sê nee. Dit maak ons nie sin nie. En hy sê regverdigheid deur geloof alleen. Hy het nie net hierdie gevoel gehad nie, dit was gebou op die woord van God. Soos ons nou gelees het, uit genade is julle gered, uit Efesiërs uit. So geregtigheid deur geloof alleen, nie deur geld nie, nie deur goeie werke nie, maar okay, nou het jy gesondig, maar gaan bietjie op die strate, gaan gee kos vir honger mense, en as jy genoeg kos vir genoeg honger mense gegee het, dan sal jou sondes vergewe word, en kom dan terug, dan sê ons, maar nou is jy vry. Nee. Uit genade, deur geloof alleen, kom regverdig maak. En dis hoekom hy so ver gegaan het, om 95 leerstellinge teen die kerk se deur vas te slaan. Dit was die All Saints Kerk in Wittenberg. Want hy moes 'n stelling maak. Wat is regverdigheid? Wat is regverdigmaking? Wat beteken dit vir ons? Regverdigheid beteken om in die regte verhouding met God te wees, sodat ek God kan beleef, sodat ek by hom kan wees, vir nou hier op die aarde, sodat hy in my kan woon deur sy gees, en dat ek dan vir ewig in sy teenwoordigheid kan wees in die hemel.
die blou wat ons hier gesien het. En dit is wat regverdigheid beteken. Nou, hoe word ons regverdig gemaak? Die kerk het gesê, deur geldjies. Koop jou sonde weg. Familielede wat gesterf het, gee geld en hulle sondes sal afgewerk word. Sonder om Jesus in te bring, sonder genade, sonder geloof, net geld. Dit is vir ons krities belangrik om seker te maak dat ons reg glo. Want glo ek nie reg nie, bou ek my verlossing op iets anders. As ek nou in sy kerk was, en ek het my geld gegee, en ek het gesê, en ek het gedink, ek het genoeg geld gegee, daardeur gaan ek nou hemel toe gaan, as ek my verlossing bou op verkeerde fundament, verkeerde fokus, dan is ek nie verlos nie. En dit is hoekom dit vir ons so belangrik is om seker te maak, maar ons glo die waarheid. As ek nie verlos is nie, is my sondes nie vergewe nie. As my sondes nie vergewe is nie, dan word ek nie vrygespreek nie. As ek nie vrygespreek word nie, dan staan ek onder die oordeel van God. En dis nie waar ons wil wees nie. Ons wil vrygespreek wees. Ons wil by ons Here wees. Ons wil die Heilige Gees in ons hê. Ons wil uitsien na die ewige lewe, na die hemel waar ek vir altyd en altyd by Jesus Christus sal wees. Dis wat ek wil hê. Nou, hoe kry ons dit? Hoe lyk verlossing? Hoe kry ek verlossing? Verlossing kry ek deur geloof in Jesus. Dis dit. Dis hoe ons verlossing kry, deur geloof in Jesus, in wie hy is en wat hy gedoen het. Sy naam is Jesus, in sy naam word ons gered, word ons vrygespreek. Wie is hy? Ons het dit nou nog sê, hy is die Seun van God, wat na hierdie wêreld toe gestuur is. Wat het hy gedoen? Hy het ons sondes op hom gevat. Hy betaal die prys. Nie met geld nie, met sy bloed. Hy betaal die prys vir ons sonde. En wat gebeur met ons? Ons ontvang dit. Dis dit. Hy doen dit. Hy bied dit aan my aan en ek ontvang dit. Ek ontvang verlossing en ek word gered. Ek ontvang hierdie vryspraak. Jy is vrygespreek. In Jesus se naam is jy vrygespreek. En ek ontvang dit. Dit word myne. Ek reageer daarop. Ek glo en ek word gered. Ek word gered. Punt. Dis die einde van die storie. Daar is nie nog iets wat moet bykom nie. Daar is nie nog 'n verdere uitdaging nie. En jy moet dit gaan doen. Dit is die einde van die storie. Deur Jesus Christus, deur sy lewe en sy dood, word ons vrygespreek. Daar's niks wat ons kan byvoeg nie. Hoekom nie? Want niks is meer nodig nie. Die prys wat betaal is, was die volle prys. Toe Jesus aan die kruis gehang het en hy sê, tetelestai, die prys is ten volle betaal. Aan die kruis sê hy dit. En daai waarheid word ons waarheid. Nou word my sondes vergewe. Hoekom? Want Jesus het gesterf daarvoor. Want hy het die prys ten volle betaal. Dit is waaroor die reformatie gegaan het. Hierdie veranderde fokus wat ingekom het, dis nie meer oor wat ek gedoen het nie, maar dit is deur Jesus wat my regverdig maak, deur dit wat hy gedoen het, deur dit te glo, om dit te ontvang, om dit my eie te maak. Daar is verskriklike stories oor die reformatie, soveel mense wat doodgemaak is omdat hulle dit geglo het, omdat hulle dit verkondig het. Maar hulle was bereid om daarvoor te sterf. Die een storie is van 'n ou, hulle het hom gedwing om te teken dat hy teen hierdie nuwe siening van Luther gegaan het. En hulle het hom gebrand.
En toe die vuur aansteek, toe steek hy sy hand eerste in die vuur en sê, hierdie hand moet brand eerste, want ek staan nie vir die valsheid nie, ek staan vir uit genade en geloof is ek gered. Dit was ernstig vir daai mense om die regte geloof te hê. En nou is dit ons uitdaging. Ons moet ons geloof oppas. Pas jy jou geloof op? Bou jy jou geloof op die waarheid? Bou jy jou geloof op genade, op Christus, op sy liefde, op verlossing, op vryspraak? Waarop bou jy vanmôre jou geloof? Slegs op Jesus. Hier's 2 verse wat ek graag wil lees. 1 Johannes 5 vers 11 en vers 12. En die getuienis behels dit, God het ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy seun. Punt. Wie die seun het die lewe. Wie nie die seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. En daarom die vraag vanmôre, het jy die lewe? Soos jy vanmôre hierso sit, is jy vrygespreek deur die kruisdood van Jesus Christus? Glo jy dat hy vir jou gesterf het? Glo jy dat jy vrygespreek is deur hom? Het jy dit ontvang? Bou jy jou lewe hierop? Dit is die vraag. Want dit is wat die reformatie voorgestaan het. En ons is die gereformeerde kerk. Glo ons dit en lewe ons dit. Maar, daar is mos altyd 'n maar. Ons sê dit nie altyd hardop nie, maar ons dink dit baie keer. Ek glo die kruis, ek glo met my hele hart, maar ek moet ook nog dit en dit doen. Dis baie keer hoe ons dink. Ek moet nog sekere goed nakom, sekere reëls en regulasies wat ek voel, ek moet nakom, sodat ek verseker kan weet, ek is gered. Daarom hierdie maar waar staan ons? Waar staan ons vandag? Is daar ergens anders wat ons ook met hierdie sekerheid kan sien wat Luther voorgestaan het? Van slegs deur Jesus, slegs deur hom, slegs deur sy kruis, slegs deur geloof word ek gered. En ek wil hê ons moet blaai na Handelinge 16 toe. Daar's net 'n kort storie wat ek gou vir julle wil lees. In Handelinge 16. As julle Bybels kan oopmaak. Handelinge 16 van vers 27 af. Handelinge 16 van vers 27 af. Paulus en Silas was in die tronk omdat hulle opgestaan het vir Jesus. In die middel van die nag het hulle gesing. Vers 27, die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard getrek om homself om die lewe te bring. Die deure van die tronk het oopgegaan. Die boeie het afgeval en toe hy dit sien, toe dog hy, nou moet ek maar 'n einde aan my eie lewe maak, want ek gaan hiervoor gestraf word. Hy het gedink die gevangenes het ontsnap, maar Paulus het baie hard vir hom geskree, moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier. Hierdie impak wat hierdie man moes beleef het, hy beleef hierdie aardbewing, hy kom by die tronk wat sy verantwoordelikheid is, die deure staan oop. Hy voel maar al wat ek kan doen is om myself dood te maak. Maar Paulus sê moenie jouself doodmaak nie. Toe het die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy is die ou wat hulle vasgesluit het. Hy het bewend voor hulle neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra, menere, wat moet ek doen om gered te word? Hierdie vraag.
Wat moet ek nou doen om gered te word? Ek weet julle is volgelinge van Jesus Christus. Ek hoor julle verkondiging, so wat moet ek doen om gered te word? Watter lysie het hulle vir hom gegee? Jy moet dit gaan doen, dit gaan doen, dit gaan doen. Hulle antwoord hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Is dit nie ongelooflik nie? Hierdie ou wou hom nou net doodgemaak het, nou kom hulle en sê, maar glo net in Jesus. Deur geloof alleen word jy regverdig verklaar. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan die mense in sy huis verkondig, en toe vertel hulle vir hom, maar wat het Jesus gedoen? Wie was Jesus? Wat het hy gedoen? En hoe kan jy dit glo? Dit ontvang, dit jou eie maak, sodat jy gered kan word. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. En hy vat hulle in sy huis in. Wat moet ek doen om gered te word? Glo in die Here Jesus. Punt. Glo in die Here Jesus. Hoekom? Ek het nou daarna verwys, 2 Korintiërs 5 vers 21. Ons sondes het op hom gekom. Sy geregtigheid het op ons gekom. Hoe word ons regverdig verklaar? Deur te glo dit wat Jesus gedoen het. Hy het vir my sondes gesterf. Hy het dit gedra. Ek word vrygespreek. Glo in Jesus. Hy is ons middelpunt. En dit was waarteen Luther beklei, hierdie glo en. Glo en, bring jou geld en koop jou sonde af. Bring jou geld en koop die sonde van jou familie af. Nee, glo net in Jesus. Glo net in Jesus. 2 verse uit Romeine 3 vers 28. Ons betoog is tog dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Waardeur word jy gered? Glo in die Here Jesus. Nie die wet nakom. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Romeine 4 vers 5. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. Deur sy geloof, deur in Jesus Christus te glo, word ons vrygespreek, word ons sondes vergewe. Nie dit en dit en dit wat ek doen nie, maar ek ontvang dit wat hy my gee. En daarom daai vraag vanmôre, glo jy? Glo jy in die Here Jesus Christus? Is jy vrygespreek soos jy vanmôre hierso sit? Is jy totaal vrygespreek deur die lewende God? Staan jy, as jy nou voor die Here staan, in die geregtigheid van Jesus, want jou sonde het op hom gekom en hy daarvoor betaal. Is jy vanmôre gered? En dis die vraag wat ons moet antwoord. Dis ons uitdaging. Galasiërs 2 vers 16. En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom en dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie, maar want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou het nie, deur in Christus te glo. En dis waaroor die reformatie gaan. Dis waaroor die gereformeerde kerke gaan, oor Christus wat ons vryspreek. Ons glo dit en ons is gered. Ons glo dit en ons is gered. Regverdigheid deur geloof bring verlossing. En dit is ons hoogtepunt. Dit is die belangrikste aspek. Alleen deur geloof
in Jesus Christus ontvang ons verlossing. Maar dis nie al nie. Ons ontvang nie net verlossing nie. Daar is 'n en na die verlossing, na die ontvang van die verlossing, na die vryspraak, na hierdie nuwe lewe, na verlossing en die geregtigheid van Jesus Christus wat op my is. Daarna gebeur daar iets met my en 5 punte, dit bring vrede. Dis nie net dat ons vrygespreek word en nou sit ek hierso met is ek nie, hoe lewe ek? Die verlossing van Jesus Christus verander alles. Dit maak ons nuwe mense, dit sit ons in 'n nuwe verhouding met God. En daarom bring dit vir ons vrede. Vrede van ek weet ek is gered. Daar is nie nog iets wat ek moet doen nie. Ek moet kerk toe gaan. Ek moet my Bybel lees, ek moet bid. Sodat ek gered kan word. Nee. Ek word gered. En dan gebeur al hierdie ander goed. My verlossing is nie gebaseer op die wet nie, nie wat ek moet nakom nie. My verlossing word gebou op ek glo in Jesus Christus, hy wat vir my gesterf het en ek wat kan lewe. En dit bring vir ons vrede. Ek is gered. Ek is gered deur Jesus Christus, is ek gered en ek is vrygespreek. Het jy daai vrede vanmôre? Volgens die woord van God kan ons hy vrede hê. Ons is vrygespreek omdat ons in Jesus glo. Die tweede een, opgewondenheid. Opgewondenheid, ons het die lewe, ons staan in hierdie lewende verhouding met God. Ons het die Heilige Gees, Jesus is by ons elke liewe dag. Ek is opgewonde want ek gaan hemel toe. Ek is opgewonde want ek beleef God by my. As ek sy woord lees, dan praat hy met my. Ek is opgewonde want ek het die lewe gekry. Die lewe vir ewig. Is jy opgewonde oor jou geloof? Is jy opgewonde oor jou vryspraak? Lewe jy dit uit sodat almal kan sien, ek kan sien jy's vrygespreek, ek kan dit hoor. Wys ons opgewondenheid oor dit wat God vir ons gee deur Jesus. Is daar 'n daaglikse dankbaarheid in jou hart? Elke dag te besef, maar wat het God vir my gedoen? Ek glo net, hy het alles gedoen. Ek glo dit net, ek aanvaar dit net, ek ontvang dit net. Sê ons vir die Here, dankie, dankie, dankie. Ek verdien dit nie, maar ek kry dit. Vreugde. Hoe lyk 'n Christen se lewe? Swaar en moedeloos en gebukkend. Nee, ons is gevul met vreugde. Paulus, hulle was in die tronk. Hulle het gesing. Vasgeboeie in die middel van die tronk. Hulle sing. Hulle bid. Hulle prys die Here. Vreugde, want ons is kinders van God. Vreugde, want Jesus het my gered. Vreugde, want ek kan vir ewig saam met hom lewe. Vreugde, want wat met my gebeur het, beïnvloed my hele lewe. Al sou die vyeboom nie bot nie, ons ken daai stuk in Habakuk. Al sou daar geen dryf aan die wingerde wees nie, as daar niks is nie, geen kleinvee, niks op die lande nie. Wat sê hy? Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Ons is vrygespreek. Ons is verlos, laat ons dit uitleef met vreugde. Ek is kind van God. Lewe in oorvloed. Jesus het gesê, ek het gekom om vir julle lewe te gee en dit in oorvloed. Lewe in oorvloed. Lewe vir die Here, verheerlik hom, dien hom, eer hom. Want dit is wat hy vir ons gedoen het. En so kan ons lewe. So om af te sluit, geloof in Jesus bepaal my lewe. Vrede, opgewondenheid, dankbaarheid, vreugde, lewe in oorvloed, geloof in Jesus bepaal my lewe. Nooit my lewe bepaal my geloof nie. Nee, ek moet nog dit en dit en dit en dit doen, en as ek dit nie doen nie, dan voel ek minderwaardig en kan ek nie tot die Here nader en kan ek hom nie dien nie, kan ek nie oor hom praat nie. Nee, ons is regverdig verklaar deur geloof.
Dit is wie ons is en dit bepaal ons lewens. Dit bepaal hoe ek lewe. Dit bepaal hoe ek die Here vertrou, hoe ek saam met die Here stap en dis ons uitdaging. Luther was reg 500 jaar terug. Hy was reg. Die Bybel bevestig dit. Ons getuig dit, ons lewe dit. Luther was reg. Nou moet ons dit gaan uitleef. Die 31ste Vrydag is dit Reformasiedag. Dis die dag wat hy die 95 stellinge teen die deure vasgeslaan het. Moet dit nou net nie reenact nie en Vrydag hier goed teen die mure kom vaslaan nie, teen die deure kom vaslaan nie. Wat hy gedoen het, het 'n impak gemaak. En ons is die resultaat van daai impak. Ons glo. Ons glo in Jesus Christus. Ons is vrygespreek en ons kan dit lewe. Kom ons lewe dit elke liewe dag met opgewondenheid, met vrede, met dankbaarheid, met vreugde in oorvloed, want Jesus het gesterf. Ons glo dit, met ons hele hart glo ons dit en nou lewe ons dit. Laat ons dit uitlewe, want hy is ons Here. Amen. Kom ons bid saam.